hartlike welkom aan al my subscribers. Vandag maak ek 'n makaroni gereg met 'n maalvleis curry sous. Julle, dis vinnig, maklik en heerlik. So ek het klaar die water op om die makaroni te kook en dan gaan ek net 500 gram se maalvleis braai in 'n bietjie olie. Dan voeg ek 'n bietjie olyfolie by. Julle kan enige olie gebruik. En sodra hy bietjie bruin is, dan gaan ek my spices byvoeg. En hierdie ete maak 'n groot ete julle. En dit kos regtig nie so baie nie. So hulle is amper gaar en dan voeg ek speserye by. Julle, hierdie ete vat 'n halwe uur om te maak. En dan voeg ek so 'n halwe teelepeltjie sout by. Ek moet altyd skat. Ek skat altyd julle. So julle kan altyd na die tyd nog byvoeg. Ek wil nie te veel byvoeg nie, want 'n mens kan nooit sout uithaal nie. En dan gooi ek ook julle, hierdie werk net lekker saam vir my. 1 teelepeltjie turmeric. Ons love turmeric in hierdie huis. Bietjie verliefde. En dan so bietjie cajun. Ek sal sê so 'n halwe teelepel. En dan gaan ek hierdie deurroer. En sodra hierdie maalvleis gaar is, dan gaan ek die mixed vegetable curry bygooi. Julle, hierdie blikkies het al ongelooflik duur geword. Spaarsin is R30. Ek het amper agteroor geval. Maar ek koop dit by Makro vir R23 'n blikkie. Ek ook maar net gou hierso roer. En dit ruik darm heerlik. Ruik julle daar. Dan voeg ek net 'n klein bietjie water by. En dan die blikkie mixed vegetables. Ek sal hierdie worteltjies net so eet. Dit laat my dink aan selfde as Purity. Ek en my pa eet vandag nog Purity baba kos 1 tot 3 maande. Julle, ons is mal daaroor. Alles net mooi uitkrap. Deurmeng. En nou gaan ek hierdie net kook vir nog so 10 minute. En dan is hy gereed en ons geur hom met sout en peper na smaak. So vinnig, so maklik. So ek het mooi geskat met die sout. Hy kort geen sout nie. Julle kan altyd net byvoeg, want baie mense eet meer sout as ander. En nou gaan ek vir julle net wys hoe maak ek die wit sousie. Dis absoluut heerlik saam met die wit sous. Daai wit sous gemeng met hierdie vegetable curry sous. En dis wat ek sal sê, dit is heerlik. En terwyl die maalvleismengsel gou kook, maak ek die wit sous, 1 eetlepel margarien. Julle kan gebruik net wat julle wil. En dan voeg ek by 4 koppies melk. En dan apart meng ek 3 opgehoopte eetlepels koekmeel met amper 'n koppie kraanwater. En sorg dat daar geen klonte is nie. Ons gooi dit by die koue melkmengsel. En dan gaan ek hierdie aanhoudend roer met my draadklitser tot dit kook. En dis net so vinnig om te maak. Julle, ek wag nog vir die water om daar te kook. Die minste is al klaar gemaak. Hierdie gaan nie so lank vat nie. Maar ek het al agtergekom, 'n hardpot vat ontsettend lank om te kook. So die water begin daar te kook, dan gooi ek 'n hele pakkie makaroni by terwyl ek hierdie kant roer. Ek roer hom net in die begin tot die water weer kook. En daarna sal julle sien, hy sit nie meer vas nie. So ek roer hom so nou en dan, tot hy begin kook, dan hoef jy nie meer verder te roer nie. So probeer dit gerus ook. So ek gooi ook net 'n klein bietjie olie by my water.
Hierdie begin amper te kook, hierdie kant. Jy kan jou plaat op nommer 4 opsit as jy bang is hy brand vas. Want jy soek nie daai brand in jou witsous nie. En sodra hy kook, dan haal ek hom net van die plaat af. 'n Witsous eet ook baie sout. Ek gooi omtrent seker so 'n teelepel sout binne my witsous en dan genoeg peper. So ek het hom net gou van die plaat afgehaal. Ek het my sout ingegooi en dan wit peper. Jy kan swart peper ook gebruik. Dan klits ons dit net gou deur. En dan is hy gereed. Makaroni afgespoel. Julle hoef nie, my man doen dit ook glad nie. En dan voeg ons die curry maalvleis by. Nie winter sit ek meer currypoeier om dit warmer te maak. Maar hierdie smaak is ongelooflik lekker. So julle moet hom gerus probeer en dan gaan ons daai witsous, ek het klaar deur gemeng weer met die draadklitser, dan voeg ons daai witsousie by. My maag julle begin al te grom, net om te ruik na hierdie pasta gereg. Ek probeer hom maar leeg skrap met die spatula, en soos julle kan sien, hy het glad nie aangebrand nie. Dan gaan ek maar weer die houtlepeltjie vat, en ek gaan dit mooi deurmeng. Julle hoor nie daar. So daar is genoeg sous, hierdie pasta ete is glad nie droog nie. As ek hom goed deurgemeng het, gaan ek kaaspoel oorsprinkel. Ons gebruik baie keer cheddar, ander kere gebruik ons gouda, ander kere gebruik ons mozzarella kaas. Dit is soos ons kaas het in die huis. En hy is even lekker ook net so. So ek vries maar altyd genoeg kaas in 'n sakkie. Ek druk hom net plat dat ek daai ys breek. En dan sprinkel ons kaas op. En dan gaan hy bak in die oond by 180 grade. Seker so 'n halwe uur julle, want hy moet nou deurwarm word. Hierdie kaasie moet lekker smelt. Jy kan hom bak, laat die kaas lekker crispy is bo, of net lekker gesmelt het. Ons dogter love dit net, hy moet smelt. Ons love dit weer lekker crispy. En voilà. So ek het nou die pasta gereg in die oond uit, julle. Kyk net daar. Nou gaan ek vir julle wys hoe lyk in die binnekant. Genoeg sous. Hoor daar julle? Probeer hom gerus. Laat weet my in die comments die dag as julle hom maak, wat dink julle van hom en geniet hom.